In die 1950s, diep in die sneeuwbedekte wildernis van Alaska, het 'n klein dorpie 'n krisis beleef. 'n Kind was lewensgevaarlik siek en die enigste medisyne wat haar kon red, was in Anchorage, honderde kilometers ver. Maar 'n sneeustorm het alle kommersiële vlugte tot stilstand gebring. Die reëls is duidelik, geen vlugte in of uit nie. Sigbaarheid was basies 0. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Hierdie week gaan ons verder in Matteus 12 vers 1 tot 8 en ek het verlede week Eugene Peterson se vertaling in The Message so geniet, ons gaan sommer aan met sy vertaling. One Sabbath, Jesus was strolling with his disciples through a field of ripe grain. Hungry, the disciples were picking and eating grain. Some Pharisees reported them to Jesus. Your disciples are breaking the Sabbath rules. Jesus said, Really? Didn't you ever read what David and his companions did when they were hungry? How they entered the sanctuary and ate fresh bread off the altar? Bread that no one but priests were allowed to eat. And didn't you ever read in God's law that priests carrying out their temple duties break Sabbath rules all the time? And it's not held against them. There is far more at stake here than religion. If you had any idea what this scripture meant, I prefer a flexible heart to an inflexible ritual. You wouldn't be nitpicking like this. The Son of Man is no lackey to the Sabbath. He is in charge. Maar daar was een vleenier. Kom ons noem hom Charlie. Hy het die reëls geïgnoreer. Hy het sy klein vliegtuig gelaai met die medisyne, opgestyg en blind deur die sneeustorm gevlieg. Hy het uiteindelik op 'n gevriesde rivier geland. Die medisyne is afgelewer en die kind het oorleef. Charlie is berispe. Hy het regulasies verbreek, toerusting in gevaar gestel, moontlik selfs sy eie lewe. Maar die dorp het hom 'n held genoem. Dit is die spanning in die hart van hierdie episode. Wanneer breek jy die reëls om die regte ding te doen? So kom ons zoom nou terug 2000 jaar. Die disippels eet koringare op die Sabbat. Die fariseërs, die godsdienstige reëlbewakers, roep dadelik oortreding. Maar Jesus gee nie pad nie. Hy stry nie oor tegniese dit en dat nie. Hy gee 'n verbale vuishou. Die seun van die mens is nie 'n slaaf van die Sabbat nie. Hy is in beheer. En dit is belangrik dat ons dit nie afwater nie, want Jesus vra nie vir 'n uitsondering nie, hy verklaar nie gesag nie. Hy verklaar gesag. Hy sê nie, ek mag dalk die reëls buig nie. Hy sê, ek het hulle geskryf. En die woord slaaf, of soos Eugene Peterson het in Engels stel, lackey, is briljant, want dit roep die beeld op van iemand wat magteloos is, onderworpe aan 'n sisteem. Maar Jesus is nie 'n dienaar van die Sabbat nie. Die Sabbat, sê hy, dien hom. En dis eintlik 'n aardbewing. Jesus tree nie net op as 'n rabbi nie. Hy vergestalt die bestemming van Israel. Hy staan as 'n verteenwoordiger van God se volk en heroriënteer die hele raamwerk van wet en heiligheid rondom homself. Hy interpreteer nie net die Torah nie. Hy is die Torah in lewende lywe. En dit, vriende, is nie arrogansie nie. Dit is gesag, gewortel in medelee. Wat beteken dit vir ons? Dit beteken ons volg nie 'n sisteem nie. Ons volg 'n persoon wat honger sien en beweeg, wat pyn sien en optree. Die Sabbat is nie die baas nie, Jesus is. En sy koningskap word regeer deur liefde. In 'n wêreld wat verslaaf is aan beleid en prosedure, bied Jesus iets anders. Teenwoordigheid. Hy sê, ek is nie jou slaaf nie, ek is Here. En partykeer, om 'n lewe te red, moet jy vlieg deur die sneeustorm, al sê die reëlboek, jy moet gegrond bly. Tot môre, mooi loop.